wil sê goeiemôre. Hallo Gerda, hallo Gerda. Gaan dit vanoggend? Ek moet sê dit gaan vandag heel wat beter met jou as met my, want jy sing saam en jy dra jou oorfone skeef, so Ek het besluit tussen my en Clive en al die werk nog gedoen moet word, net ek besluit ek moet net positief wees. En ek moet dit aanpak, jy weet. Jy weet dit is soos wanneer jy met verkiesingstyd, die enigste tyd is wanneer jy werk, is so by ons ook nou, ons is besig. Gepraat van verkiesingstyd. Hoe gaan dit met verkiesingstyd? Gaan dit goed? dun ys, meneer, baie dun ys. Nee, baie goed. Ons het 'n fantastiese naweek agter die rug. Baie mense het vir ons laat weet hulle het ons Sondag nie by die stemstasies gesien het nie, maar ons is 'n Christelike party, so ons het dan ons Christelike waardes stel ons dan nou eerste en dis hoekom ons nie Sondag by die stemstasies was nie, maar ons het Saterdag all out gegaan. Ons was oral groen, die stalletjies het baie mooi gelyk, ons was besig, ongelooflik baie mense by ons stalletjie opgedaag, baie registrasies gecheck, gedoen, baie ander goed ook gedoen, pensionarisse, solar options, baie gedoen. So ek's baie trots op die span wat nou Saterdag gewerk het. So ja, dit was 'n baie suksesvolle naweek. Ek is baie bly om te sien, dit is vir my 'n goeie teken, dis vir my wat dat mense actually kom en belangstel om te registreer. Dit sê vir my mense wil stem en mense wil 'n verskil sien. Dit is, en ons hoop dat, ek sê altyd die proof is in the pudding, so kom ons kyk, die feit dat dit baie positief ook by ons stalletjies gelyk het, maak dit ook vir my so 'n bietjie optimisties, om te sien dat ons as party nog verder hier gaan groei ook, so ek's baie opgewonde. Ek praat toevallig, ek wil nou sê in die week, maar was gister gewees, maar dis in die week, met iemand wat Begin van die week. Ja, begin van die week, met 'n besigheidsman wat sê dat hy persoonlik dink die Vryheidsfront Plus gaan hierdie jaar besonders goed doen. Wat dink julle? Is dit natuurlik die hoop, né? Kyk, ons hoop vir die beste, en dit is soos ek sê, die bewys is dan nou op stemdag, en waar hulle ook al die kruisie trek, en die kruisie onthou, en ons sal later, nader aan die tyd daarvan praat, daar is 3 stembriefies, en al 3 stembriefies moet dan op groen gemerk word, dis al wanneer jy op die regte manier 'n verskil kan maak. So ja, ons is optimisties opgewonde. Ja. Gister het ek 'n WhatsApp wat iemand vra, wat gaan nou met die krag in die Foreststraat? Wat gaan nou met die krag in die Foreststraat? Niks nie. Is dit reg? Gaan nie aan nie. Die krag kom nie aan nie. Ja, nee, dit is 'n uitdagende probleem. Ons sukkel tans met ons mense ook by Mfoleni, laat ons electricians met uitkom. Maar ja, dit is 'n uitdagende probleem, maar Piet is op dit. Is dit? Ja. Piet is stil deesdae. Piet is in die straat. Hy doen registrasieaksies, hy doen groengolwe. So ja, hy werk so bietjie. Wat as ek nou die registrasie naweek nou regtig gemis het? Is dit nou heeltemal verby? Wel, jy het nou net vir hierdie week tot en met die 7de Augustus Vrydag kans om dan nou nog te gaan registreer, te gaan kyk, adresverandering te doen. Na die 7de Augustus sluit die kiesersrol en dan is dit neusie verby. Dan kan jy nie weer gaan registreer om te stem vir die 4de November nie. En mense wat dalk nou spesiale stemme het wat dalk nie kan uitgaan nie, is dit ook te laat? Nee, dit is nou heeltemal iets anders. Jy moet geregistreer wees om te kan registreer vir 'n spesiale stem, maar dit sal seker hier nader aan September maand eers wees wanneer ons kan 'n spesiale stemme registreer, maar jy moet al reeds geregistreer wees om 'n spesiale stem, soos byvoorbeeld by jou. Jy is op die radio daai dag, so ons registreer jou vir 'n spesiale stem, want jy is al reeds geregistreer. So dan kan jy die maandag, die dinsdag voor die woensdag, kan jy gaan stem, sonder dat jy moet haas of in 'n ry moet staan, of moet bang wees jy's laat. Dis wonderlik. Ons sal dit vir jou Ek hoef nie in die queue te staan om niks, dit gaan sommer vinnig wees. Goed, waar praat ons vandag? Ons het vergeet om te sê waar praat ons vandag. Waar praat ons? Is daar enige uitdagings, enige probleme? Ek sien slaggate word reggemaak, né? Jy gesien? Nee, nie reggemaak, net volgemaak, maar. Ons moes gesê daar gebeur 4 vreemde dinge in se verkiesing, en dan moet ek ook nou sê in ons nie tradisionele gebiede gebeur daar ongelooflik baie dienslewering. So ons tradisionele gebiede wat as ek sê tradisioneel is dit die betalende wyke, word daar amper niks gedoen nie. Ek dink hulle paai ons net in opsigte van om so 'n bietjie potholes reg te maak, dalk 'n boom hier te sny. Waterlekke en riool word nie reggemaak op die stadium nie. Ja, daar's 'n groot waterlek, nie groot nie, maar 'n waterlek by DF, 'n laerskool DF, en hy loop dan nou af in daai besige pad in daar en hy maak nou potholes daar. Groot gate, en ek sukkel ek sukkel al vir 2 weke om daai waterlek weet herstel kry. So dit is regtig uitdagend en frustrerend. Al die dienste gaan na buitewyke toe. Daar waar die mense wel betaal vir dienste, word daar nie dienslewering gegee nie. So ja, dit is nogal 'n frustrasie. Hoe vorder julle met die solar, want dit krap nogal baie mense om?
Wel, ons hou nog steeds aan met die objeksies. Ek dink ons trek nou al byna by 1000 wat ons al ingegee het. Jo, ja, dis goed. Nee, dis baie goed. En ons kan so aanhou tot en met wanneer hulle dan nou sê, hier is die datum vir die public participation, en dan gee ons dit dan nou, die hele lys dan nou weer daarin en is wettig, so ons hou aan daarmee, tot en met wanneer hulle vir ons sê, hierso is 'n public participation dag. En dan kan ons sê, Yes. dit gaan nou nie so maklik wees nie. Nie so maklik. Kom ons kyk, het 'n paar vrae aangekom as jy nie omgee Gerda. Hi, waar kan ek registreer as ek van Meyerton afgetrek het na Vanderbijlpark? Waar in Vanderbijlpark? So dit gaan afhang waar in Vanderbijlpark die persoon bly. CW areas is daar ook dan nou 3, 4 verskillende 5 stemstasies waar jy kan gaan registreer. So dit is Frikkie Meyer, dis Oliver Lodge, dis Watershed. Ja, daar's baie. So ons gaan moet weet wat 'n spesifieke area, dan kan ons vir help. Ek dink dis van na afloop van die praatjies net die nommer gee, dan kan jy miskien maar direk met hulle kontak maak, want hierdie vraag is ook 'n moeilike ene. Hulle sê môre daar, as jy nog nie gestem het nie, is dit nog by die skool. Stem het nog nie gebeur nie, maar ek bedoel seker nou geregistreer het nie, maar jy moet vir ons meer detail gee, wat se skool ensovoorts, nee. Ja, asseblief, indien jy dan nou getrek het, moet jy oorregistreer. Okay. Maar ek pla die erge waterlek van Checkers in die gat na Golden Goose se kant toe, lelike potholes, developbaar en dieselfde kant, ander kant by Checkers in die gat ook. En Verdiestraat na ook as 'n kant toe is ook vreeslike groot gat. Ja nee, ek weet van hulle, ons het dit aangemeld, Piet het al reference nommers daarvoor gekry, yes. Hulle is ook op die War of Waterleaks in elk geval. So by the way, op die War of Waterleaks, ons sê nou ons sukkel om lekker reg te kry, maar ek moet sê ons het nogal 'n goeie suksesrate. Ons kry ten minste so 4, 5 in 'n week reggemaak en daar is by die hordes daarop. Ja. Ek weet 5 klink nou nie baie in 'n week nie, maar dis vorderend. Dis vorderend. Ek dink dis die beste. Ja. As ek vlieg, as ek gaan kuier, ek vlieg daar by 15 September vir 3 maande, sal ek kan stem voor die tyd? Nee, so spesiale stem werk dan nou, ons gaan wel in September maand vir 'n tydperk te kan registreer, maar jy kan net op die 2de of die 3de November stem. So jy moet hier wees voor die 4de November. So dis net die maandag of die dinsdag, so jy moet hier wees. Jy kan nie op 'n ander plek gaan stem nie. Okay. Kan ek asseblief die skakel kry om te kyk of ek kan stem, hoewel ek nie daar sal kan stem nie. Ek is gestrem, dankie, geniet jou dag. Is daar 'n webtuiste of 'n ding? Wel, indien die dame wat nou, of meneer wat nou gestrem is, ons kan vir hulle ook 'n spesiale stemreël. Die OVK gaan die 2 dae voor die 4de reël ons dan vir 'n huisstem. So die OVK kan na jou huis toe gaan en jy kan by jou eie huis gaan stem. So die dame moet ons net kontak en dan kan ons dit reël vir haar. So sy moet net die kantoor kontak en dan kan ons vir haar reël vir 'n spesiale stem by die huis. 'n Goeie vraag wat ek dink ek weet wat die antwoord is, maar kom ons hoor dit maar by jou. As jy solar huur, gaan jy ook nog steeds die fooie moet betaal as dit in werking kom? Ongeag as dit op jou huis is, of dit nou 'n huurhuis is of 'n koophuis is, jy sal moet registreer. Wel, die eienaar sal seker moet registreer, maar jy gaan dit moet doen, ja. Ja, want jy baat nou nog steeds Nog by steeds dit, daai, né? yes. Ja. Goed, het Gerda 'n WhatsApp nommer? Ja, maar sy lees nie haar WhatsApps nie. Sy kom nie terug nie en dis te veel. Nee, dis nie jy nie lees nie. Dis net 'n regte geval van jy te veel WhatsApps, né? Ja, geliewe maar eerder die kantoor WhatsApp. Gertjie is baie oulik ten opsigte van dit. Sy skryf alles vir my neer en sit dit op my tafel, so ek kry dit. Ja, jy kry die notas, Ek ja. kry die notas. Ek gaan sommer nou gou 'n nommer gee van die Vryheidsfront Plus en Verlenie se selfoonnommer wat jy kan gebruik om te WhatsApp 07982129943. Ek herhaal gou vir jou 07982129943 en jy kan ook vir hulle vra, daar is verskeie groepe waarby jy kan aansluit waar jy dan op hoogte kan bly van krag en waterprobleme ensovoorts en dan weet jy ook ten minste in jou area as die krag af is, dan weet jy dit is gerapporteer en daar's mense wat dit op hoogte hou daarvan, né? Goed, Gerda, enige iets wat ons gemis het, iets wat ons moet praat. Iets wat interessant gebeur het vanoggend wat ek nou baie ek weet nie of ek moet sê amusant vind nie, maar baie eintlik is ek gefrustreerd ten opsigte daarvan dat ons nooit daaraan dink nie, want ons is so besig met allerlei ander goed dat ons nie goed in ag neem wat reg voor ons gebeur nie. Ek kry vanoggend 'n dame in my kantoor wat 'n storie doen oor ligkwaliteit in Vanderbijlpark. Okay. Nou, soos wat sy sê, is Vanderbijlpark een van die dorpe wat die meeste ligbesoedeling het in Gauteng. Ek beamoen dit is wel so. En sy vra toe nou vir my vraag, was daar al ooit 'n waarskuwing vanaf die munisipaliteit uitgereik dat die ligbesoedeling van so aard so erg
sleg is die air quality vir die dag, dat jy moet maskers dra. Ek val amper agteruit oor my stoel. Ek soos in, nee. Sê die Beng is eintlik verantwoordelik, die distrik vir air quality and control, en ek was vir jare lank betrokke gewees, en daar was nog nooit wat ek weet, dat daar 'n waarskuwing uitgegee is om te sê, oor die lugbesoedeling is van so 'n aard, dat dit vandag nadelig is vir jou nie. Inteendeel, is ons so gewoond aan 'n loopneus, mond en oog, ooginfeksie ook, mond, oor en keel infeksie, hooflugweginfeksie, longinfeksie, allerhande goed. Toe sy nou spesifiek hierdie vraag vra, toe sê ek soos in, okay, Ja. wow, dit maak nie, dit laat 'n mens dan nogal dink, behalwe COVID wat ons maskers gedra het. Nee, ek weet nie, het jy al van so iets gehoor? Nee, maar ek dink nou aan, ek wil sê, maar daar's 'n sekere land wat jy sal sien op hulle video's, dra hulle gereeld maskers, omdat hulle lug so vuil is, dan, ek weet nie of hulle dan vir hulle waarskuwings uitsit en sê, hoorie, vandag moet jy dit dra, of we recommend jy doen dit nie, maar nee, ek dink ons is so groot geword hier, so ons is gewoond aan Van der Bijl. Ek sê vir onthou daar's 'n liedjie gemaak, Vuil van der Bijl, maar jy moet in Van der Bijl bly om te kan sê Vuil van der Bijl. Ja, jy mag sê as jy nie bly nie. Ek wil nou net sê, ja. Ons mag dit sê. Ons mag dit sê. Maar dit was nou nogal vir my regtig interessant, maar dit het my regtig stom geslaan, dat ons al so gewoond is daaraan, dit is soos die munisipaliteit wat so disfunksioneel is, ons is nou al so gewoond aan hulle swak dienste, dat dit ons nie meer plan nie, dat daar altyd alternatiewe planne gemaak word om onsself te help, laat hierdie ook die tipe van goed is, maar ek dink nie eens ons het al gedink aan om onsself te help ten opsigte om onsself te beskerm teen lugbesoedeling nie, maar een ding weet ek, dat ons dokters baie swaar gaan kry indien ons lug skoon kry. Ja. So. Julle gaan nou lag, maar ek het met iemand gepraat, ek kan nie eens onthou met wie nie, wat vir my sê, hulle het in George gebly, en as gevolg van sy vrou se bors moes hulle val 3 toe trek. Ek Ja, sê die nattigheid. Ja, dis maar jy kies die val 3, maar daai probleem is opgelos. Lyk my baie veilig is dalk 'n goeie ding. O, ja. Goed, ek het gister, of was dit Vrydag? Nee, ek dink was gister, het ek gevra die van julle wat die Vryheidsfront Plus song wil hê. Ons het soveel navraag gekry van mense wat die lied wil hê, en ek het hom vir 'n klomp mense toe nou aangestuur. Yes. So, ek gaan ongelukkig nou hierdie kantoor verlaat hierso, maar as jy wil sal ek hom môre vir jou 'n bietjie aanstuur, die maand my net, dan stuur ek die liedjie vir jou aan. Ek sê vir jou baie dankie. Ons sal nader in die tyd weer praat bietjie verkiesing goed. Enigiets anders, dit basies dit. Nee, behalwe laat ons nog pensionaris rebate doen by die kantoor, die solar gaan nog aan. Ek wil gebruik maak van die geleentheid om net bietjie dankie te sê vir Tannie Liesbeth en Gertjie in die kantoor wat regtig onbaatsigtige werk doen. Ek dink nie ons weet altyd, soos gister was die ark se deure oop geweest, was ongelooflik. Ek het net bietjie eenkant gesit en net hierdie hele storie dopgehou. So baie dankie vir die twee, en dan moet ek ook sê baie dankie aan die Valdriehoek se ondersteuning ten opsigte van vir myself as ook die party, en dan moet almal 'n baie goeie week hê, en self jy ook. Ek gaan baie dankie. Ek kan so sien. Dankie, dan mooi dag vir jou, dankie. Dankie julle. Lekker dag.